Amen. Ek praat vanmôre met jou op hierdie nagmaalmôre oor die tema van Pasga tot nagmaal. Van Pasga tot nagmaal. Nou, vanmôre het ek en jy weer eens die kans en die geleentheid om rondom die tafel van die Here te kan sit, om deel te kan hê van die heilige nagmaal. En dit is nie net 'n opdrag wat Jesus gesê dat so dikwels as wat julle by mekaar kom, moet julle dit doen nie. Dis ook 'n sakrament wat Jesus self daar in die bovertrek ingestel het, toe hy die nagmaal ingestel het. Maar dis ook geestelike voedsel. Dit is ook iets wat ek en jy nodig het om onsself te versterk en om deur hierdie ou lewe te kan kom. En vanmôre wil ek regtig ver teruggaan tot hier by Exodus en wil ek bietjie met jou praat oor die tema van Pasga tot nagmaal. Want om vorentoe te gaan, moet jy so nou en dan bietjie agtertoe gaan en dan net weer besef waarvandaan dit kom, sodat ek en jy weer kan vorentoe gaan. Nou, hier in Exodus 12 gebeur 'n baie mooi ding. Ons ken dit almal seker uit ons kop uit. Die 10 plaas verby en die Here gee vir Moses die opdrag om 3 miljoen Jode bymekaar te roep en te sê, "Sjoe, môre gaan ons trek." En ek kan dink die opgewondenheid en die vreugde binne in hulle hart van slawerny is verby. Die slaaf wat op ons rug geslaan het terwyl ons bakstene moes kap, dis verby. Pyn en ellende en hongerte en al hierdie hartseer goed van Egipte is verby en daar lê 'n nuwe seisoen en 'n nuwe era en die beloofde land lê voor ons. En dan kom die Here en hy kom gee hulle 'n paar riglyne wat hulle die aand moet doen, die Pasga wat hulle moet eet en wat hulle moet vier voordat hulle Egipte land verlaat. En as jy jou Bybel het, sê gou amen. Lees jy saam met my daar in vers 8 van hoofstuk 12. Hy sê en hulle, dis die Israeliete, moet die vleis in dieselfde nag eet. En oor die vuur moet hulle dit braai, saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitter krye eet. Vers 9. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is nie, ook nie as dit in die water gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop, die potjie saam met die binnegoed. Julle mag daar niks van laat oorbly tot môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met die vuur verbrand, sê die Here. Vers 11. En so moet julle dit eet. Julle heupe omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand, en baie haastig moet julle dit eet. Dit is die Pasga van die Here. Vers 12. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek, en ek sal die eersgeborenes in Egipte land tref, van sowel die mens as die dier. En ek sal strafgerig oefen oor al die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. En as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. Vers 14. En daardie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Net tot sover. Ek dink, of ek weet, dat jy hierdie gedeelte baie goed ken. Ons ken dit al daarvan van kleuterskool en kinderkerk het ons geleer van Egipte en van die pla en die bloed teen die deurkusyne, en ons het geleer van wat daar gebeur het en ons het verseker ook geleer van die Pasga. Dit wat gevier moes geword het. En baie mense sê dat, en dit is reg, dat Ou Testament het te doen met die Pasga, die Nuwe Testament het te doen met die nagmaal. Maar ek wil hê jy moet vanmôre weet dat hierdie twee is onlosmaaklik aan mekaar verbind, want die Pasga was maar net die voorspelling en die skaduwee van dit wat Jesus, die vlekkelose lam, eendag op Golgotha vir my en jou kon doen. En die Israeliete,
was verlig toe hulle uitgetrek het. Hulle was verlig toe die slawerny verby was, maar min het hulle geweet dat hierdie was net 'n druppeltjie in die emmer. Dit was 'n vooruitspelling en 'n skadu van dit wat Jesus deur die kruis vir my en jou gaan doen. Die Pasga, 'n wonderlike geleentheid vir die Jode, wat net die voorkant was van dit wat ek en jy vanmôre kan smaak. En daarom wil ek vanmôre 'n bietjie met jou praat oor van Pasga tot nagmaal. Nou, wat gebeur in Pasga? Ek weet jy weet dit, maar kom ek gesels bietjie vanmôre met jou rondom Pasga. Pasga, of die Engelse woord, die Passover, is die fees wat die Jode vier omdat hulle bevry was uit slawerny uit. En omdat hulle bevry was, moet hulle eenmal 'n jaar by mekaar kom en dan het hulle hierdie fees wat hulle vier. Ek hou nogal van die Engelse term, the Passover, want hulle het oorgegaan deur die see, deur die woestyn, the passing through, totdat hulle die beloofde land gekry het. En daarom vier die Jode vandag nog die Pasga, omdat dit iets was wat die Here vir hulle gedoen het in 'n oomblik toe hulle nie meer geweet het watter kant toe nie. Nou maar, hoe die tafel gelyk. En vandag nog lyk die tafel by 'n Pasga ete presies dieselfde. Op hierdie tafel sal daar altyd 4 bekers met wyn wees. Saam met hierdie bekers 'n heerlike brood wat gebak is van ongesuurde deeg. En dan bitterkruie en 'n glas met asyn. En hoe dit dan gewerk het, is dat die pa die eerste beker sou neem, hulle noem dit die heiligheidsbeker, en dan het hy dit aan sy kinders uitgedeel, terwyl hy hulle vertel het, hoe swaar het hulle gekry in Egipte, en hoe was hulle geslaan, en hoe was hulle as slawe, en terwyl hy dit gedoen het, het hy hierdie bitterkruie, wat in asyn gelê is, het hy aan hulle gegee, en dan het hulle hierdie bitterkruie in hulle mond gesit, sodat hulle die bitter ervaring kon kry, waardeur hulle vaders en hulle voorvaders moes deurgegaan het. En wanneer hulle hierdie kruie dan klaar geëet het, het die vader die tweede beker gegee met die ongesuurde brood. En dan het hulle hierdie kruie, hierdie bittersmaak afgespoel en het hulle ongesuurde brood geëet, wat genoem was die brood van ellende. Omdat die voorvaders net ellende op ellende gehad het, en in hulle ellende en in hulle moeite het hulle die brood wat die Egiptenare vir hulle gegee het, geëet. 'n ellendige toestand. En dan saam met hierdie brood het hulle dan 'n gebraaide lam geëet, wat hulle dan in stukke gesny het, en wat die kinders en die pa en die familie dan opgeëet het, as 'n teken dat die lam was geslag en die bloed was teen die kusyne gesmeer en die doodsengel het verby beweeg en daar was vrede en die volk kon uittrek. En dan die derde beker, die beker van danksegging. En terwyl hulle hierdie beker dan vorentoe bring, sal hulle Psalm 113, 14, 15 tot by 18 sal hulle dit gelees het en hulle het alselfs wysies gemaak om hierdie psalms te sing, want hulle het 'n dankbare hart vir dit wat die Here vir hulle gedoen het. En dan die vierde beker, die afsluitingsbeker. Dis 'n beker, as alles dan verby is, dan bring die pa die afsluitingsbeker verby en dan drink hulle, dan sê hy, ons gaan hierdie weer volgende jaar doen. Dankie dat die Here ons deurgedraai, dankie dat die Here ons verlos het. Ons sluit dit nou af en dan gaan ons dit volgende jaar weer doen. 'n Besonderse geleentheid vir 'n generasie na generasie na generasie om te hoor wat die Here vir die volk gedoen het. Maar dan kom ek daar in die Nuwe Testament en dan kom Jesus Jerusalem binne en dit is 'n jeugdige dag. Die palmtakke was neergegooi en die kinders het uitgeroep, ere aan God in die hoogste hemel, Hosanna, Hosanna. En toe alles rustig raak, toe sê Jesus van die disippels, gaan berei vir ons plek om die Pasga te gaan doen. Jy ken die verhaal. En hulle vra, Here, waar sal ons dit doen? En Jesus sê, wanneer jy die stad inkom, sal jy 'n sekere man ontmoet. En dan sê jy vir hierdie man, die Here Jesus het my gestuur en hy sal jou na bo vertrek toe vat. En hoor gou-gou,
Soos wat ek jou die Pasga nou verduidelik het, is presies wat die disippels daardie aand op daardie vloer, op daardie tafel gaan gereed maak het. Hulle het 4 bekers uitgepak met die wyn en die ongesuurde brode en die glasies met asyn en die bitterkrye het hulle uitgepak en toe Jesus die vertrek binne en kom en hy gaan sit en hy rustig raak. Toe vat hy die beker en die brood en hy skuif die ander goed weg. Kry gou daai prentjie. Hy skuif daardie bitterkrye skuif hy van die tafel af. Miskien het hy vir Johannes gesê, Johannes, vat net gou hierdie bitterkrye weg. En dan het hy vir Petrus gesê, Petrus, wil jy nie plan maak met hierdie asyn nie, vat dit net hier weg. Simon, kom net gou hier, dan vat jy vir my hierdie ander 3 bekers, vat jy weg. En hulle was dalk verbaas en verstom oor wat Jesus besig is om hier te doen. Onthou, hulle was daar om die Pasga te vier. En dan sê Jesus, ons gaan die Pasga vier, maar ons gaan dit vanaand so 'n bietjie anders te doen. Ons gaan net 1 beker gebruik. Ons gaan net die 1 brood gebruik en dis maar net my idee hoe dit in daardie vertrek gebeur. Ek dink van die disippels het gesê, Jesus stop net gou-gou. Ons is hierdie goed geleer vandat ons klein was. Daar moet 4 bekers wees. En hulle sê, Jesus, verduidelik ons net gou-gou wat gebeur hier. En dis my idee. Dit staan nie in die Bybel nie, dis my idee. En ek dink Jesus het vir hulle gesê, ons gaan nie vandag die bitterkrye eet nie, want die bitter is verby. Iemand moet hoor vanmôre. Ons gaan nie vanmôre die bitterkrye op die tafel eet nie, Ramon. Die bitter is verby. Prys die naam van Jesus. Hy het die oorwinning gegee. Hy het die prys betaal. Die bitter is vir ewig verby deur die kruis van Jesus Christus. Eksodus 1 vers 14 sê, en hulle lewe was bitter gemaak deur die Egiptenare. Die volk onthou die bitterheid. Die disippels onthou dat daar moes 'n bitter aksie gewees het. En Jesus sê, nee, ek gaan binne ure gaan ek die bitter van hierdie lewe wegvat. En ons hoef nooit weer die bitter aan die tafel te sit nie, want as Jesus iets doen, dan is dit volmaak. As Jesus iets doen, dan is dit pragtig. As Jesus iets doen, dan hoef dit nie weer gedoen te word nie. Hy het nie oë gesond gemaak en dan raak dit weer blind nie. Hy het die melaatses gered en dan kry hulle weer melaatsheid nie. As Jesus sê, die bitter is verby, is die bitter verby. En die disippels sê, maar dan is dit reg. En hulle haal hierdie bitterkrye af en hulle sê, ons gaan nie vanmôre bid of vanaand bitterkrye eet nie. En dan sê hulle, maar Jesus, hoekom mag ons nie asyn drink nie? En Jesus sê, weet jy wat? Jy hoef nie daai beker te drink nie. Ek self gaan hom drink. Onthou jy, Jesus bid in Getsemane en dan sê hy, as hierdie beker by my kan verbygaan, maar nogtans nie u wil nie. En daardie bitter asyn beker drink Jesus, sodat sy kinders nooit weer die asyn van die lewe hoef te drink nie. Ek lees 'n mooi ding, hulle sê, toe Jesus dors is, weet jy wat gee hulle vir hom? Wyn met asyn gemeng. Dis nie toevallig nie, die asyn is van die tafel af verwyder, omdat Jesus Christus die asyn aan die kruishout van Golgotha gedrink het en gesê het, dit is volbring. En as jy vanmôre hier sit en jy suur van die asyn van die lewe, wil ek jy moet vanmôre dit afskud. Skud dit uit jou lewe uit, want Jesus het die asyn se prys betaal, alleen opgedrink, it is finished. En toe hy klaar daardie asyn vir hulle verduidelik het, toe sê hulle, ons kan seker daarom vanmôre die paaslam eet. Ons het gisterand lam geëet. Man, ek het vir my geëet dat ek vanmôre siek is. Klerksdorp is eet ken nie van skaapie, ons eet net varkchops. En Jesus sê nee, ons gaan nie vanmôre hierdie gebraaide skaaplam eet nie. En ek dink die disippels het gesê, sjoe, daai velletjie aan die bokant is goud gebraai. Man, hulle het hom met daai sous gesmeer en gespuit en dit is die heerlikste gedoente. En die Here sê nee, want ek is die lam.
Ek is die lam. Ons eet nie vanmôre lam wat gebraai is nie. Ons het 'n nuwe, vlekkelose lam. Prys die naam van Jesus. Want binne oomblikke het Jesus aan die kruis gesterf en was dit nooit weer nodig vir 'n lam om gebraai te word en om gesmeer te word. O, die vlekkelose lam het in beweeg en hy het die prys vir ons betaal. En nooit weer eet ek en jy gebraaide lam by die nagmaaltafel nie. Want Jesus is die lam. Ek lees in Johannes 1:29 en ek het dit nog nooit gelees nie. En toe ek in hierdie week die woordjie paaslam in my konkordansie intik, toe gooi hy die versie uit. Hy sê, daar is die lam van God wat vir ons geslag is, naamlik Jesus Christus, ons paaslam. Ons paaslam. Nie die wêreldse paaslam nie. Ja, as jy jou hart tot Jesus inkeer en jy sy boodskap aanvaar, dan is dit joune, maar dit is vir my en jou vanmôre, vir wie Jesus aan die kruis gesterf het die vlekkelose lam ingetree, 'n lam wat geen gebrek gehad het nie, geen sondes gedoen het nie, nog nooit eer iets teen iemand gesê het nie, en hy sê die gebraaide lam, dis verby. Dis verby. Dis vir ewig verby en Jesus tree in. En nooit weer hoef ek en jy 'n lam te soek om ons sondes te dra nie. Daar's nie meer 'n sondebok nie. Jesus het ingetree en die lam word verwyder. En dan is die tafel al so bietjie kaler. En dan sê Jesus, vat hierdie 3 bekers weg en ons los net die 1 beker oor. Ons los net die 1 beker oor. Jy sien, die 1 beker was die beker van afsluiting gewees. Maar dit was nie waarlik afsluiting nie. Dit was afsluiting, maar ons gaan dit volgende jaar maar weer doen. Nee, Jesus sê, as ek iets doen, dan doen ek dit totaal. Matteus 26 vers 29 sê, en van nou af sal ek nie weer uit hierdie beker drink tot die dag dat ons by mekaar is in die hemel. En ek wonder partykeer, het Jesus nie van hierdie beker gepraat nie, want hoor gou, Jesus het die werk volkome kom doen. Daarom drink ons nie vanmôre uit 4 bekers uit nie, ons drink vanmôre uit 1 beker uit, want Jesus se bloed is genoeg. En al wat toe oorbly op die tafel is die wyn. En Jesus neem die wyn en hy sê, hierdie is my bloed, dis die Nuwe Testament, wat vir baie gevloei sal word. En dan neem hy die brood en hy sê, neem eet, hierdie is my liggaam. Jy sien, die Pasga was eintlik net die voorspelling van wat sou kom, maar in daardie oomblik het Jesus die nagmaaltafel heeltemal kom verander en gesê ons is klaar met die Pasga. Die Nuwe Testament het nou ingetree. Sien, Pasga gaan oor die fees, oor die uittog van die uittog uit Egipte, die bevryding van slawerny, maar nagmaal gaan oor my uittog uit die wêreld uit, my uittog uit die sonde uit, my lewe word verander, ek is nie meer die slaaf van die wêreld nie, nagmaal het my lewe kom verander. En ek wil vanmôre vra, dat wanneer jy aan die nagmaaltafel sit, moet jy die prentjie kry van wat Jesus gedoen het. Moet jy die idee kry, soos wat daar die ou Jode van ouds om daar die tafel gesit het en die remembrance gedoen het, moet jy vanmôre onthou wat het Jesus gedoen. 1 Korintiërs 11:26 sê, want so dikwels, as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus totdat hy kom. Jy sien, daar's 'n paar verskille tussen Pasga en nagmaal. Pasga gaan oor die ou verbond. Nagmaal gaan oor die nuwe verbond. Die Nuwe Testament, die bloed van Jesus. Pasga gaan oor die lam wat moes geslag geword het. Die nagmaal gaan oor Jesus Christus en die kruis wat hy vir ons gedra het. En in die Ou Testament, in die Pasga, word die bloed aan die deurkusyn gesmeer. In die Nuwe Testament is dit die bloed van Jesus wat reinig, wat red, wat beskerm. In die Ou Testament, die Pasga was vir die Israeliete, die nagmaal is vir wedergebore kinders van die Here. Jy sien, die Pasga word 1 keer 'n jaar gevier.
Jesus sê so dikwels as wat julle saamkom om hierdie te vier. Ons vier nie vanmôre Pasga nie. Ons vier vanmôre nagmaal. Die bloed van die lam. 1 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ook ons paaslam is geslag. Nie net vir die Jode nie, maar vir my en vir jou vanmôre wat ingekoop het by die verlossingsplan, sê die Here, dit is ook vir jou vanmôre genoeg. En voor ons aan hierdie tafel dan vanmôre moet sit, is daar 'n paar dinge waarna ek en jy sal moet kyk. En jy vra dalk waarna moet ons kyk, en ek is bly jy vra, want ek het so 'n paar dingetjies neergeskryf. In die eerste plek, ek en jy moet vanmôre voordat ons aan hierdie tafel sit, moet ons terugkyk. Ek lees daar in die Bybel 'n baie mooi gedeelte, jy ken dit uit jou kop, uit 1 Korintiërs 11:25. Hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Dit praat daarvan dat ek iets moet herinner. Moet ons vanmôre die Pasga onthou? Moet ons vanmôre die uittog uit Egipte onthou? Moet ons die slawerny onthou? Nee, ons moet vanmôre onthou wat Jesus aan die kruis gedoen het. Dis die verskil vanmôre. Dit gaan oor 'n heilige herinnering. Dit gaan oor 'n onthou dat ek myself in herinnering roep om te sê, dit is wat Jesus vir my gedoen het. Jy sien, Golgotha kan nooit vergeet word nie. Die kruis kan nooit vergeet word nie. Die hele verhaal wat ons afgespeel het oor Paasfees en dit wat die nagmaal gebring het, kan ons nie vergeet nie, want as dit nie vir die kruis was nie, was ons verlore. Dit gaan oor om so 'n bietjie terug te kyk. Om net vanmôre te kan onthou en ek het 2 dingetjies hier neergeskryf. In die eerste plek moet ons terugkyk en onthou wat het God gedoen. Ek lees Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy vir jou, maak gou so, sy enigste seun gestuur het, sodat ek en jy kan leef. En dan kom hy daar in Psalm 77 vers 11, hy sê, ek wil die dade van die Here gedenk. En miskien moet ons vanmôre net op 'n plek kom om te sê, dankie Vader, dat U U enigste seun gestuur het. O, ek weet jy ken dit. Ek weet dit is ou evangelie, maar vanmôre voor jy in die tafel sit, sal jy moet terugkyk om te onthou wat God die Vader vir my en jou gedoen het. En dan in die tweede plek moet ek en jy verseker vanmôre onthou wat het Jesus gedoen. Jy sien, Filippense 2 vers 6 sê, toe God die Vader sê, my seun, jy moet gaan, toe sê die Bybel, en hy het dit nie roof geag nie. Hy het dit nie roof geag, al was hy die koning van die konings, om af te kom aarde toe, om 'n diensknegt te kon word nie. Handelinge 8:32 sê, hy was soos 'n skaap, wanneer iemand hom wou slag, of wanneer sy hare geskeur moet word, sonder om 'n woord te sê, het hy afgekom, was hy verneder, geslaan, bespot, was hy gekruisig, het hy die dood oorwin, en omdat Jesus dit gedoen het ek en jy die tafel vanmôre. Besef jy vanmôre, ek weet jy ken dit, ons moet vanmôre terugkyk, voor ons aan die tafel van die Here kan sit. In die tweede plek, ons sal vanmôre bietjie moet binne toe kyk. Sien, dit gaan nie vanmôre meer oor Pasga nie. Pasga was tradisie. Pasga was 'n fees. Nagmaal gaan oor 'n verhouding. Jy gehoor wat sê ek? Nagmaal gaan oor 'n verhouding. 'n Verhouding wat ek met Jesus het. En daarom moet ek vanmôre voor ek aan hierdie tafel kyk, terwyl ek terugkyk en onthou wat God die Vader en Jesus gedoen het, moet ek na myself kyk en sê, Here, kyk gou 1 Korintiërs 11:27 sê, wie dan op 'n onwaardige wyse aan hierdie tafel eet, sal skuldig wees. Dit praat daarvan dat daar iets binne in my is wat nie reg is nie. Dalk is daar 'n verhouding wat nie reg is nie. Dalk is daar iets wat nog krap. Dalk moet jy nog jou saak met die Here vanmôre uitsorteer en sê, Here, ek wil innerlik kyk vanmôre. Want vers 28 sê, maar die mens moet homself beoordeel, beproef, voordat hy hierdie bloed drink en hierdie brood eet.
Wie dan onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself en dis die gedeelte waarvan ons nie baie hou nie. Hy sê daarom is daar baie van julle wat al swak is, baie van julle wat siek is en baie het al afgesterf omdat ons 'n oordeel oor onsself eet, omdat ons nie innerlike introspeksie doen voor ons aan hierdie heilige tafel sit. Ons moet waardig wees. Ons moet rein wees. Ons moet volmaak wees. En nou sê vir my pastoor, dis half onmoontlik. Amen. Maar ek streef daarna. Sjoe, want wanneer jy 'n tree gee, dan sien die Here raak waarmee jy besig. Here, ek sukkel met hierdie goed. Ek sukkel om hierdie goed te verstaan en om uit te werk. Ek sukkel om die wang te draai. Ek sukkel om die regte dinge te doen. Here, maar ek probeer dit doen. En terwyl jy probeer om dit te doen, kan ek my skoene onder hierdie tafel inskop. Want hy het dit vir my en jou gedoen. En daarom wil ek hê jy moet vanmôre verseker terugkyk, maar jy moet ook binne toe kyk, om te kan kyk, Here, wat gaan nie binne in my lewe aan die gang. En dan voor ons aan die tafel gaan sit, moet jy vorentoe kyk. Jy sien, wanneer hulle die Pasga klaar geberei het en klaar geëet het en klaar gevier het, dan word hierdie goed alles in kassies en tassies gepak en dit word weggebêre. En vir 'n hele jaar word dit weggebêre en dink hulle nie eers weer daaraan nie. En die Here Jesus sê vanmôre, jy moet vorentoe kyk. Jy moet vorentoe kyk. 1 Korintiërs 11:26 sê, want so dikwels as julle van hierdie brood eet en van hierdie beker drink, verkondig julle die dood van Jesus. En dan gaan hy aan. Totdat hy kom. Ons kyk vorentoe. Kyk, ou Dani Botha was in die moeilikheid vir 'n rukkie. Ek sê dankie vir Dani Botha. Hy het 'n paar ongelowiges tot bekering toe gekry. Hy het 'n paar ongelowiges uit hulle sokkies uitgered en hulle was bekommerd. Ek hoop net hulle hou vas wat hulle nou het. En nou kom Jesus en hy sê, jy moet vorentoe kyk, aan hierdie tafel sit, totdat ek weer kom. Ek het 'n verwagting dat Jesus eendag weer gaan terugkom. Hoor gou, nie eendag nie. Very soon. Maranatha, Jesus kom. En as jy nie glo Jesus kom nie, kan jy nie aan hierdie tafel sit nie. Kom ons rewind gou. As jy nie probeer om reg te lewe nie, kan jy nie aan hierdie tafel sit nie. Pastoor, dis rof. Ons het hier te doen met 'n heilige God. Jesus se bloed, sy liggaam is vir my en jou gebreek, sodat ek en jy vanmôre hier kan sit. Ek het baie foute, vra maar vir Ilse. Maar ek streef daarna om elke dag nader aan Jesus te kom, om beter te wees, om soos Jesus te wees, om heilig te lewe. En as ek streef daarna, dan word die stoel vanmôre uitgetrek. En ek gaan jou hand sien, wie streef daarna? Ek glo ons almal streef daarna. Filippense 3:13 sê, dis my laaste vers, ek vergeet van wat agter is. En ek strek my uit na wat voor is. Pastoor, wat het dit nou te doen met die nagmaaltafel? Ek wil hê jy moet vanmôre, net daar waar jy sit, moet jy sê, ek vergeet nou van die ou Pieter. Ek vergeet van die ou Linda. Ek vergeet van die ou Helene. Ek vergeet van die ou Moira. Ek los hom hierso. Ek kyk terug en ek sien wat het Jesus gedoen. Ek kyk binne toe en ek sien 'n nuwe skepsel deur die bloed van die lam. En dan kyk ek vorentoe met 'n verwagting dat Jesus weer gaan kom. En dan sit ek aan die tafel van die Here. Ons gaan 2 dinge doen in die hemel waarvan ek in die Bybel lees. Net 2 dinge wat ek van lees. Ons gaan baie dinge doen. Ons gaan ons geliefdes ontmoet, maar daar's 2 belangrike dinge wat ek lees. In die eerste plek gaan ons sing, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Jy moet daai woorde leer, jy gaan dit sing. En in die tweede plek gaan ons aan die nagmaaltafel sit.
Jesus sê, ek gaan nie weer van hierdie beker drink, totdat ons by die Vader is. En ek weet nie van jou nie, ek is vanmôre opgewonde om by die tafel te sit. Ja, daar's nie vanmôre 'n gebraaide lam nie, en daar's nie bitterkrye nie, en daar's nie asyn nie, dankie Jesus. Al wat ek nodig het, is die bloed van die lam, en die liggaam van Jesus. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat die bitter betaal is. Dankie dat die asyn weggevat is. Here, dankie dat die gebraaide lam weg is. Here, dankie vir die bloed van Jesus. Here, dankie vir die liggaam wat gebreek is, sodat ons kan lewe. En Here, vanmôre wil ons agtertoe kyk en ons wil net vir 'n oomblik kom onthou wat het die Vader en Jesus Christus vir ons gedoen. Here, ons wil binnekant toe kyk om ons lewe in lyn te kry met God se wil, en ons wil vorentoe kyk. Here, want U kom weer. Wat 'n blye dag dit sal wees. En Here, ons is die kerk, ons is die kinders van 'n lewende God. En Here, dankie dat ons vanmôre waardig is om aan hierdie tafel te kan sit. En Here, ek wil nou al reeds kom bid dat die elke persoon wat vanmôre aan hierdie tafel kom sit, dat U hom sal seën, dat U hom sal aanraak en 'n dubbele mate van die teenwoordigheid en salwing op hom sal plaas. Here, want ons het hier te doen met 'n heilige sakrament. Here, kom reinig ons vanmôre en maak ons gereed om dit wat U vir ons voorberei het te kan geniet. Amen en amen.